Hoeveel van ons het groot geraak wat ons in die kerk instap, dan moet jy stil bly daar binnekant en nie beweeg nie, want die dominee gaan nou praat. Of buitekant as jy by die kerkie verbyry, dan staan daar op 'n bordjie geskryf stilte, dis kerk. En jy mag nie grappies maak nie, mag nie lag nie, almal wat daar inkom, kom sulke stywe nekkies daar in die das wurg hulle oë amper uit hulle kop uit, maar hulle is by die kerk vandag. En prys die Here, bless daai ouens wat elke dag opdaag om daar te kan wees. Weet hy traphuise gered dood net voor hy by die kerk instap en as hy uitstap kan hy nie wag om hom weer aan te steekie, maar hy's in die kerk Sondag. En solank jy net inkom en stil bly, sit en ek spot altyd om te sê, weet, sing 'n liedjie, die ou preek 'n bietjie en dan skiet jy 'n tikkie en dan gaan jy huis toe en niks veel verder gebeur nie. Wel ek was al in kerke gewees toe ek 'n jong seun was. Weet ons is geleer, jy kan nie trou as jy nie voorgestel en aangeneem is nie. Jy kan nie begrawe word as jy nie voorgestel en aangeneem is nie. En ek het altyd gejoke en gesê, man, druk my sommer 'n erkvarkgat. Wie worry nou oor dit? So my maale het soos die ultimate konservatiewe mense op 'n Sondag nie kerk toe gegaan nie, maar hulle gaan laai ons af 'n katkassasie dat jy ten minste net voorgestel en aangeneem kan raak. Anders kan jy nie trou eendag nie. So ons het die tipiese godsdienstige rituele gedoen wat eintlik geen verhouding met Jesus gehad het of enigiets lewendig van dit was nie. Als van dit was dood gewees. En jy weet, toe kom ek tot bekering en ek begin leer dat Jesus nie so styf is soos wat ek gedink het hy is of soos wat ander mense gesê het hy is nie. Dat hy eintlik soveel vrede en vreugde is. Die Bybel sê Jesus is gesalf uit die beker van vreugde. Psalm 16:11 sê dat aan die regterhand van God is die volheid van vreugde. In Engels sê hy, it's the fullness of joy and pleasures forevermore. Is aan die regterhand van God. En dan sê die skrif dat Jesus sit aan die regterhand van God en ek en jy sit saam met Jesus in die hemelse plekke aan sy regterhand. So aan ons kant waar ons sit, volheid van vreugde. In Engels sê die skrif so mooi, the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Nehemia 8 vers 10 sê, the joy of the Lord is my strength. Dan sê hy Spreuke 17:22 dat as jy lag, dan is dit medisyne vir jou liggaam, jou siel en jou gees. Dit bring genesing. Maar bedrukte gees verbrokkel jou been. En so kan ek aangaan en aangaan op skrif wat lê op die vreugde van Jesus. En hoeveel keer ons geleer is, jy mag nie lag nie. Nee, jy mag nie lag nie. Jy mag nie lag nie. Nee, jy mag net jou hand opsteek in die kerk. Nee, dis hier die koninkryk van God nie, ons moet nou stil bly. Dominee praat nou. Weet jy in hoeveel van ons dienste bars daar net mense uit wat lag en dan laat gaan ons dit. Want die vreugde van God is die koninkryk van God. The righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Dat vreugde tot beskikking is, want Jesus sê hy is gesalf uit die beker van vreugde en ek en jy is in Christus. Die Bybel sê Jesus was meer vreugdevol as wat enige iemand anders ooit was op aarde. Jesus van alle mense. Nou ons sê Jesus, ja, Jesus is Jesus. Hoorie, ek en jy is in hom. En ons het sy gees. En as hy sê righteousness, peace and joy is in the Holy Spirit. And the Holy Spirit is in you and me. Dan is ons vol righteousness, peace and joy. Wat in die koninkryk van God is. En wat die koninkryk van God is. So ek wil jou vandag aanmoedig. Dat wanneer jy 'n bietjie afvoel, lag. Die Bybel sê dat we come into the presence of God with thanksgiving and praise. Nou, hoe lyk thanksgiving as jy dan so bedroef is? Hoe lyk 'n ou wat dankbaar is? Lyk hy bedroef of lyk hy vol vrede en vreugde? Hoekom smile jy so? Nee, ek's net dankbaar vandag. 'n Attitude of gratitude is wat die hekke van die hemel oopmaak dat ek en jy maklik kan ingaan. Ek en jy moet leer hoe om te lag en dit is moeilik. Ek verstaan. My mense rondom my sal weet, ek is meer 'n pessimis as wat ek 'n optimis is, alhoewel ek probeer om meer optimisties te wees as wat ek pessimisties is. Want dit is asof my brein my partykeer net nie toelaat om die onmiddellike eerste joyful ding raak te sien. Ek sien altyd onmiddellik die negatiewe ding eers raak en dan moet ek hom rewire om in die positiewe in te kom. Maar vandag sit ek hier en ek wil jou aanmoedig en myself dat ons meer moet lag. Meer moet lag. En ons sê altyd as ons nie weet om te lag nie, dan moet jy hom start. Dan begin jy. Hoo, hi, ha, 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 ha. En dan lag jy, want lag gee jou krag. Die studente sê lag maak jou sag, maar lag gee jou krag. Ek het al gesien hoe ons inkom, want die Bybel sê dat lag genesing bring vir jou liggaam, siel, jou gees. Maar 'n bedrukte gees verbrokkel jou been. Ek het al hoeveel keer gesien mense wat met angs en depressie sukkel, sit ook met joint probleme, elmboog sukkel, nek sukkel, rug sukkel, enkels, knie. Hulle het joint probleme, hulle bene is verbrokkel. Die Afrikaans sê dat lag genesing bring, maar bedrukte gees verbrokkel jou been. Hy verbrokkel jou been. Jou bene is verbrokkel. So ek gaan nou vir jou hierso insê in hierdie videoetjie, nee. Ek gaan saam jou lag. As jy verbrokkelde bene het, nee, ek gaan sit die woord op die spel, want God ag sy woord bo sy eie naam. Hoeveel keer ek al oor mense gelag het, dan genees God hulle. Nee, Jesus Piekat, daai stywe nekkies, nee, kan nie wees nie. Dit is
want God het so gesê. Die woord sê dat lag genesing bring. En ek glo God se woord bo enige ander se opinie. Want die ouens is te styf om te kan besef dat ons mag lag. Ons mag vol vrede wees. Ons mag, die Bybel sê, jy sal nie in die koninkryk ingaan as jy nie soos 'n kind raak nie. Hoeveel kinders, sien jy sit net heeldag daar stywe nekkies. Hulle is nie. Hulle is in die jy moet juist vir hulle sê hulle moet stil bly, want hulle is nie stil nie. Hulle lag, hulle speel, hulle joke, hulle het verbeelding. Hulle is in die koninkryk. Hulle harte is rein, hulle sien God. Ek en jy moet presies dieselfde wees. Net daar waar jy is. As jy kwale en siekte in jou liggaam het, net daar waar jy is. Saam met my, kom ek en jy lag. Ons begin so. Hoe, hi, ha ha. Ha ha ha. Jesus is koning, ons lag, want lag gee ons krag. The joy of the Lord is our strength. Dis hoe ons oorwin, in die vrede en vreugde en die volheid van God. Dis hoe ons oorwin, meer as oorwinnaars. Ons lag, ons is positief, ons praat lewe en dood is in die mag van ons tong. Ons praat lewe oor ons situasies. Ons spreek lewe in ons situasies en ons bless ons geliefdes, ons bless ons vyande, ons bid vir hulle en ons lag oor ons situasies. Job 5 vers 22 sê in die gesig van broodgebrek lag jy. As jy jou yskas oopmaak en hy's leeg, weet jy wat doen jy? Jy lag. As jy jou bankrekening oopmaak en hy lyk bietjie aan die leë kant, weet jy wat doen jy? Jy lag. Jy lag, ou. Jy lag. Want God se plan met ons lewe is groter. Ons kan hom vertrou. Hy is voorsiener, hy is beskermer, hy is herder. Hy's lief vir ons. Hy het 'n plan met jou lewe, groter as jou eie plan. Vandag mag jy lag. Jy lag dalk want ek lag. En nou lag jy want ek sê jy lag want ek lag. Lag. Lag gee jou krag.